U luister na Daders van die Woord, slegs hier by Adventiste Wêreldradio Afrikaans. Ek is Charles Kies. In vandag se die mekaar samelewing is die rol van die man so deur die media, films, politieke inkorrektheid en omstandighede deur mekaar gekrap, dat sommige mans nie meer hulle duidelike rolle besef nie. Alles is pogings deur Satan om God se skepping aan te val. God het die man aangestel as hoof van sy huis en om as 'n priester te dien, om leiding te neem wanneer dit kom by godsdienstige aangeleenthede soos familietyd om Gods woord, kinders te lei en te dissiplineer. Rise up, O men of God, have done with lesser things. Give heart and soul and mind and strength to serve the King of Kings. Rise up, O men of God, His kingdom tarries long. Bring in the day of brotherhood and in the night of wrong. Rise up, the Lord is calling. Rise up, this is the day. Rise up and seize the moment. Rise up, O men of faith. Rise up, O men of God, the church for you doth wait. Her strength unequal to her task, rise up and make her great. Lift high the cross of Christ, tread where His feet have trod. As brothers of the Son of Man, rise up, O men of God. Rise up, the Lord is calling. Rise up, this is the day. Rise up and seize the moment. Rise up, O men of faith. Rise up, the Lord is calling. Rise up, this is the day. Rise up and seize the moment. Rise up, O men of faith. Rise up, O men of faith. Rise up, O men of faith. Is my voorreg om vanaand in die ateljee saam met my te hê twee manne van Crisis on Call, wat baie belangrike werk verrig deur die mediese bystand en die wat hulle gee vir mense wat in gevaar is, wat in nood is, wat in ernstige ongeluk was. En ek wil graag welkom hier John en Jan. Welkom hier by ons by Daders van die Woord. Vinnig net, wat doen julle? Net 'n regstelling, ons is van Kilo Delta on Call. Kilo Delta, skus. Kilo Delta on Call is 'n nuwensgewende organisasie wat mense bystaan in noodgevalle. Die tyd tussen wanneer die insident gebeur tot wanneer ambulansdiens fisies kan afstaan op 'n toneel, probeer ons daai, noem dit maar golden hours, soos baie mense dit maar noem, gaping toemaak om mense by te staan medies, vir tyd en wyl die ambulanse arriveer, om seker te maak. Ons werk in die landelike gebied, so die afstand wat die ambulansdienste goeders beweeg, weet, in daai tyd is maar lank, partykeer 2 tot 3 ure voordat hulp arriveer, en ons probeer daai gedeelte toemaak. Nou, julle werk snaakse ure, dis nie 8 tot 5 nie, jy moet in die middel van die nag wakker gemaak word en gesê, daar is 'n ongeluk, jy moet kom help. Dis korrek. Nou, dit maak mense se beplanning bietjie moeiliker, jy weet nie altyd hoe om jou dag te beplan nie, hoe om jou lewe te lei nie, want ander mense se nood is Voorkeur. Ja, kry voorkeur en dit regeer basies jou tyd en jou dag. Nou, John, ek gaan sommer vir jou vra, wat sê die Bybel hoe moet 'n man van God optree? Want julle is mans van God en julle werk vir hom, julle het hom lief, julle Ja. kinders van die Here. Ja. Weet jy, Charles, ek dink dis voorbeeld. Die Here was hier op die aarde gewees en hy het 'n voorbeeld gestel vir elkeen van ons oor hoe ons moet lewe. En as ons daai voorbeeld kan navolg, en partykeer is dit moeilik en uitdagings is groot, veral as man in vandag se samelewing. Maar as ons daai voorbeeld kan volg, nederigheid, lankmoedigheid, sagmoedig, weet, vriendelik, al die vrugte van die Gees, weet, dit kan uitlewe, dan dink ek is ou baie naby. Ja, want Christus het self eers vriendskap gemaak met iemand, mense bevriend. Ja. Hulle nood verlig deur vir hulle kos te gee of hulle te genees, en dan het hy begin preek. Ja. En julle is nou in die bevoorregte posisie om nood te verlig.
mense wat miskien in 'n ernstige ongeluk was, wat hulp nodig het. Ja, nee, ons is definitief in daai posisie. Ek sê altyd, en ons het nou daaroor gepraat, is jy is 'n geskenk gegee om mense te kan help en jy moet daai geskenk bietjie gebruik. Jy kan dit nie vat en hou nie. Ek dink dit word gesê, jy kan dit nie vat en wegsteek nie. So, ons moet dit gebruik. Dit is 'n teruggee vir die dankbaarheid wat ons het uit die lewe uit, vir wat ons gekry het en vir waar ons is en vir alles wat daar vir ons gedoen is van God af. Hierdie is ons manier om terug te gee, en ons gee dit terug aan ons gemeenskap. So, ons help die mense sover as wat ons kan en hoe ons kan in die beste wat ons vermoë, maar weer eens met die leiding in die hand van God wat saam met ons gaan die hele tyd. Nou as Christene, as 'n Christen man, hoe hoe koop jy met die uitdagings wat daar vandag se samelewing is? Moeilik. Ja, dis moeilik. nie maklik nie, weet jy kry 1-2 in die aand kry 'n oproep, jy staan op, jy gaan help 'n wildvreemde persoon, soeg en sweet partykeer, en as jy daar klaar is, word hy afgevoer hospitaal toe en jy dra hom gaan huis toe. Meeste van die kere weet jy dalk nie eens wie die persoon is nie, die persoon kan nie praat nie. En dit het 'n groot invloed op, laat ek sê op die gesin, op jou as man wees, weet. Ons sien die lelike sy van die lewe. Ding is nie net altyd mooi en rooskleurig nie, weet. En dis belangrik, ons het die hele trauma span met wie ons kan gesels ook, weet, om nabetragting te doen oor insidente en goeders, weet. En dan moet jy afsny, en in 'n mate maak dit jou baie hard. Want jy moet afsny van dit wat jy nou net mee besig was, en jy moet huis toe gaan, en jy moet 'n pa wees, en 'n man wees vir jou gesin. En dit wat jy sien, en dit wat in jou agterkop is, die dinge wat jy beleef, is nie goed wat jy kan huis toe vat nie. Jy kan nie met jou gesin daaroor praat nie, want dit is lelik. Nie altyd, nie alles nie, maar dis nie iets wat jy met jou gesin bespreek nie. En jy moet, amper as 'n Engelsman sê, pause hou, weet, wanneer jy by jou gesin is, en partykeer is dit moeilik, weet, want jy het nou net 'n kind gehelp, 'n 3 maande babietjie, wat dit nie gemaak het nie, weet, en dan moet jy huis toe gaan na jou kinders toe, weet, jy het 'n beter waardering vir die lewe, want jy sien die bitter en die soet. Ja. Nee, definitief. En mens moet 'n balans ook handhaaf in jou lewe. Ja. Tussen kerk, werk en huis. En mens kan nou nie ewig veel tyd spandeer aan die 3 nie. Jou werk is baie belangrik, jou gesin is baie belangrik, jou kerk is baie belangrik. So mens moet maar baie die balle in die lug gooi en hou en jy kan nie een laat val nie. En soos wat jy nou gesê het, John, dat jy is in die middel van die nag, jy slaap rustig hier in jou eie huis, saam met jou familie is daar, en dan moet jy skielik opstaan en iets akeligs of iets minder lekker te gaan mee help, te gaan aanskou. Daar het jy nou al klaar jou werk voor jou huis gestel. Hoe maklik is dit, of hoe moeilik is dit om in die middel van die nag op te staan, as dalk winter is koud, Ja, weet hoe jy. moet jy gaan? Party ander is makliker as ander. Wintermaand is bietjie moeiliker, weet, veral as jy nou nog 'n lang besige dag agter die rug het, jy is ook moeg, weet, geïrriteerd partykeer, jy soek daai slaap. Maar soos Jan gesê, dis 'n ding wat die Here op jou hart gebring het, weet. Dis net ons sit ons nie beter uit as enigiemand anders nie, maar daar's 'n spesifieke mens wat opstaan en dit doen. Selfs met polisie en al die anders wat daai tipe beroep doen. In die aande is dit so bietjie makliker, die gesin slaap 9-10 keer, weet hulle nie as jy is weg nie en jy is terug voor die son opkom en dis meer. So die balans is partykeer is dit moeilik om dit te balanseer, weet, want partykeer gebeur dit so dat dit in die dag gebeur, oor 'n naweek, wanneer die gesin by die huis is, dan sê jy my, weet, maar my gesin is gelukkig op so 'n stadium dat hulle verstaan, weet, en sien die beter sy van die lewe. Mens gaan uit om iemand te help, soveel so dat van hulle in jou voetspore wil volg, weet. Maar om mense te help is ons prioriteit. Ons gesin ook, verseker. Maar partykeer wil hulle jy moet by die huis wees, weet. Sê ek altyd, weet, as jy as dit jou pa was en jy iemand gebel het of jou ma, sou jy graag wou gehad het hulle moet kom, weet. En veral waar ons is, weet. Dis ver vir die ambulans om te gaan, dis grondpaaie, dis dat en die ander. En ons is 9-10 keer, dit is ons die naaste, weet. En dis wat belangrik is. Ja, dis daai balans is baie moeilik om te handhaaf. Die uitdagings waarmee jy sit is uniek. Ja. Die meeste mense werk nie met, bitter min mense werk met hierdie uitdagings waarmee jy sit
miskien 'n polisieman wat op 'n toneel aankom van 'n ongeluk of 'n skietery of wat ook al. Maar julle is gewoonlik seker eerste op die toneel. So dit vat vir aan jou. Hoe breek dit jou of wat doen dit aan jou geestelike lewe? Ek dink nie ons moet sê wat doen dit jou geestelike lewe nie. Ek dink dit maak ons elke keer, wel ek persoonlik kan sê dat elke keer as ek deur iets is wat nou traumaties was of wat nou baie erg was, dan is dit al wat my basies aan die gang hou. En dit bly dit net sterker en sterker en sterker maak. Ek sê altyd ek kan met trots sê dat as gevolg van 'n mediese situasie wat iemand baie naby aan my was aan, het ek weet van amper niks in die lewe rondom my geestespunt nie, het my hele lewe verander weer. En ek het teruggetrek na die pad toe waar dit veronderstel is om te wees. En ek voel hoe meer mense blootgestel word, hoe meer het 'n mens daai dankbaarheid en hoe meer kan 'n mens sê, luister hierso, dit is daai hand wat alles hou. Dit is daai hand wat my hande vat en sê, luister, kom ons help hierdie mense en so voort. So ek voel dit is 'n mense geestestoestand in jou geloof wat jou sterk hou deur alles en net sterker word met dit. En mense het 'n waardering vir die lewe. Ek sê altyd, weet, ons is nie miracle workers nie, ons is instrumente in die Here se hande. Die Here besluit nog wie leef en wie leef nie. Hy het die laaste sê, weet, ons is net daar om te help. Maar dit gee vir jou 'n beter uitkyk op die lewe. 'n Mens besef dat die lewe is kort, 'n mens moet die lewe geniet terdeë. Weet, 'n mens is in situasies waar die duiwel onmin in jou huwelik sal inbring, in jou gesin en alles, weet, en almal is mens, daar's maar altyd bekleierery en striwelinge en goeders, weet, en 'n mens kom baie keer op 'n punt waar mense dit besef, weet jy wat, maar dit is eintlik 'n klomp nonsens, weet, die ou het vanoggend gery, hy het nie huis toe gemaak vanaand nie, weet, by die huis is daar 'n man, 'n vrou en kinders en 'n pa en 'n ma wat hartseer is, weet, wat nie daai voorregte het nie, weet, en daai nonsens los, weet, en die tyd saam met jou gesin spandeer. So ek sê, dis makliker gesê as gedaan, want ons lewe in hierdie wêreld waar ons heiliglik is, waar sonde en allerlei dinge in die voorhou staan van die huwelik en van gesin en van menswees. Ja, ons het nou hierdie week gesien in die media van 'n jong prokureur wat van 'n man gegroet het die oggend en gesê het, sien jou later, gaan werk, iemand het haar lewe geneem. Ja. So mense is nooit seker hoe jou dag gaan uitdraai nie. Julle sien dit elke dag omtrent. Waar mense in 'n ongeluk is of in 'n geval was waar hulle sterf of hulle lewe het heeltemal verander. Ja. En hoe deel 'n mens met hierdie uitdagings want dit is nie net hierdie tipe uitdagings waarmee julle sit nie. Julle het nog ander uitdagings ook, die wêreldse uitdagings wat daar is. Hoe cope julle daarmee? Hoe hanteer julle dit? Ek dink aan die geestelike deel is dit wel vir my het dit al makliker en makliker geraak. Jy weet om 'n vernoot soos John te hê, jy weet dit maak my sterker in die lewe geestesgewys. Jy weet mense gaan op jou knieë, jy bid, jy sê dankie, en jy leef dit uit basies elke dag. Jy probeer daai pad wat vir jou neergesit is te volg en dit op die regte manier te volg elke dag. En die besef by mekaar te kweek heeltyd dat luister hierso, hierdie is nie ons nie. Ons doen nie hierdie werk vir ons nie. Ons doen hierdie werk want ons is geroep om dit te doen. En die Here is die ene wat ons lei daarmee die hele tyd. Ja. So aan daai kant is dit nogal amper sê meer na 'n maklike kant toe. Deel met elke insident, elke probleem ensovoorts wat opduik. Elke ene is amper uniek op sy eie. Jy kan nie sê elkeen van hulle weet gaan jy dieselfde manier hanteer of jy gaan dit dieselfde manier hanteer nie. Soos ek vroeër gesê het, mense raak oor die tyd amper hard, maar in jouself het jy tog daai menslikheid van weet hierdie pla my, hierdie vang my en alles. Ons kan dit nie deel met die huis nie, ons deel dit met mense wat ons kan help professionele vlak daarmee. Andersins hou jy dit vir jouself. Het julle al op 'n toneel afgekom waar dit iemand is wat julle ken? Ek het Tree dan anders op? Heeltemal. Jou gemoed is anders. Ja, weet jy, ek het 'n spesifieke vriend gehad net so voor gedurende COVID. Op pad huis toe, die ou bly toevallig net aan die onderkant van my straat, so ons is baie goed bevriend. Op pad huis toe, sy vrou laat weet, hy sien haar nou en nooit by die huis uitgekom nie, weet. Vermoed hy het 'n hartaanval gehad en hy is deur 'n muur, weet.
En die oomblik wanneer jy daar afkom, die hele situasie verander, weet, amper half asof jy wil terugstaan en iemand anders moet die job doen, as ek so kan sê, weet, want dan raak het moeilik, weet. I mean, soos ons net gesê het, 'n mens moet jouself afsny en jy moet hard wees om die job gedoen te kry. Jy kan nie in trane uitbars en emosioneel wees terwyl jy iemand se lewe moet probeer red nie. Maar na die tyd vang het jou, en veral as dit 'n vriend is, weet, Jan het ook 'n soortgelyke ondervinding gehad. Dis moeilik. Ja, want jy moet neutraal bly, jy moet fokus op dit wat jy moet doen om die persoon te help. Ja. En nou het jy nog nou gaan hierdie gedagtes deur jou kop, wat moet sy vrou ding, wat gaan sy doen as sy uitvind daarvan? Die ergste ding vir my in sulke gevalle, weet, is die gesinne wat opdaag by die tonele en daai hartseer. Jy kan dit nie wegsteek nie, jy kan maak wat jy wil, jy kan sê wat jy wil, mens probeer woorde van bemoediging, maar niks wat jy sê of doen, gaan die situasie verander daar en daar tyd nie. Dis 'n pyn wat deurgewerk moet word, en dit is, mense kan nog met die pasiënte werk, maak nie saak hoe erg nie, maar daai gesinne wat hier staan en huil, dit vat dan hysteries is. Ja. En jy kan nie eintlik gaan troos nie, want jy is besig om iemand. En wat sê jy vir iemand? Weet, wat gaan jy sê wat dit gaan beter maak? Weet, ons weet wat dit gaan beter maak, maar die mense wil dit nie hoor nie. Weet, en ons weet die Here help en die Here staan naby. Absoluut, die Here is in alles. Maar op daai stadium van die wedstryd sien hulle net hierdie geliefde wat hulle verloor het. Hulle hele wêreld het in duie gestort in die oomblik. Ja, gaan hulle te verwagting. Weet hoe nader die mense aan jou is, hoe groter is die verwagting dat jy spesifiek wat nou die medies doen byvoorbeeld, gaan iets kan doen om die situasie te verbeter. En mense dink nie altyd dan op daai oomblik van luister hierso, ons is net gereedskapstukke en dis als in die Here se hande. Hulle dink nie daaraan nie. Vir hulle is dit, weet jy, dit maak dit als moeiliker en moeiliker en moeiliker vir jou actually om daai deel te doen of daai werk te doen. En dan om hulle te deel na die tyd is ook net so 'n stryd wat jy het. Ja. Maar ja, ons het we signed up for it en ons doen dit. Hoe sal julle uitstaan as daders van die woord? Hoe staan 'n man uit as daders van die woord? Weet jy, Charles, ek dink dit kom deur soos wat ons net gesê het, jy moet 'n voorbeeld wees. Weet, Louis Malherbe het altyd 'n ding gesê, nooit die ou geken nie is, maar as 'n spreekwoord wat hy gesê het, wat altyd by my bygebly het, wat sê, gaan en verkondig die woord van die Here, en as dit moet, sê iets. Weet, jou beeld wat daar buite is, moet so lewe dat mense jou kan sien. 'n Appelboom het nie 'n bord op wat sê ek's 'n appelboom nie, deur sy vrug word hy geken. En jy moet 'n man van die woord wees. As jy gesê het jy doen 'n ding, dan moet jy dit doen. Het sy nou goed of sleg, wat dit ook al mag wees. Nie 'n ja-broer wees nie, weet. En dan dis hoe mense jou moet ken. Mense moet weet, kyk maar, daai ou is bereid om 'n myl saam met jou te stap. Maak nie saak wat nou, of dit nou medies is of dit nou 'n visvangtrip is of wat dit ook al is. Het hy gesê hy gaan, dan gaan hy, weet. En daai beeld uit te lewe van, weet, dis hoe die Here was en dis hoe ons ook graag wil wees. Ja. Moeilik, uitdagings. Eerlikheid, opregtheid en daar's 'n onderskeid nie. Ja. Ek dink dit is die maklikste om dit te sê. Ja, dit maak nie in ons saak wie dit is, wat dit is, hoe dit is ensovoorts nie. Dit is ek dink altyd as ek dit vir mense moet sê, of probeer verduidelik, dan sê ek vir hulle, dink aan die barmhartige Samaritaan. Hy het nie geweet wie dit is of wat dit is nie. Weet, en hy het dit goed van sy hart uit gedoen. En dit is ook die manier wat ons almal op leer om dit te doen. So, en ons leef dit, ons streef dit. En ons probeer dit elke dag op daai manier te hou. Ja. Dit is, soos wat jy gesê het, John, jou aksies moet harder praat as jou woorde. Jy moet nie vir my sê, ek is 'n Christen, jy kan my vertrou nie, want baie mense steek jou in die rug daarna. Ja. Veral in besigheid. En jy moet vir mense wys deur wat jy doen, dat jy is 'n Christen. En ek dink julle moet dit baie keer op die toneel ook kan wys of kan weergee. Jy doen jou werk, ja, maar ek is seker julle het al 'n gebed gedoen vir iemand in nood. Nee, verseker. Weet en weer eens, dit gaan nie oor ons nie. Soos ek en Jan ook gesê het, hierdie mediese beroep wat ons het, is ook 'n mediese sendingveld. Want ons kan mense bereik wat ander mense in ander situasies nie kan bereik nie, weens die moeilikheid of die situasie wat in is. Ja, ons het al saam met mense gebid. Ons het laasweek ons ou oomie gehad wat afgesterf het. En partykeer kom ek deel hierdie getuienis saam. Ek was eendag was ek uitgeroep na 'n persoon wat selfmoord toe gepleeg het.
En ek het vir myself gesê, weet jy wat, maar dit is nou verby, wat gaan ek nou daar maak? En wou nie regtig gaan nie. Maar die Here het net op my gedruk om te gaan en aangetrek en gegaan. En langs storie kort het ek die persoon se verloofde wat daar was. Ek was eintlik op pad om te gaan, alles was opgeruim en die stemmetjie sê vir my, jy het nog al die pad uitgekom hierdie kant toe, wat het jy nou gedoen? En ek probeer altyd hierdie groot stryd boekies by my hou en ek deel dit graag uit vir mense. En ek het vir 'n boekie gegee en die gesprek wat daar uitgesprei het, kon boekdele verskryf, weet. Oor net daai bietjie hoop, met die groot stryd. Die titel is eintlik toevallig heel van pas met dit wat ons doen, weet. En mense is so dankbaar vir daai bietjie inspirasie, vir daai bietjie hoop. En partykeer laat die geleentheid om saam met mense te bid. Partykeer is dit net daai stywe druk, partykeer is dit net daai 1 of 2 woorde van bemoediging of net die stil wees en saam wees. Ja. Jy het nou gepraat van bid. Belangrik is dit vir 'n man om nog te bid. Ja, is al wat gesaak maak. As ek vat, so Jan sê, ons is vennote, ons is vriende, ons is kollegas. Ek is seker as ek hierdie broek so uittrek, so jy sien hoe die nie 'n deur is. Nee, as jy nie as 'n man kan bid nie, dan het jy niks nie. Die Here is al wat jy het. Maak nie saak wie of wat jy is of waar nie. As jy nie op jou knie is nie, dan weet ek nie wat gaan vir jou word nie. Absoluut. Nou terug by die huis. Belangrik is huisgodsdienst in vandag se gejaagde lewe. Wel, huisgodsdienst is dit is ek wil eintlik sê huisgodsdienst, ek wil sê godsdienst in totaliteit, maak saak waar jy is nie. Ek meen daar's nie regtig 'n sper aan waar jy gaan bid of waar jy op jou knie gaan of waar jy gaan sê dankie of waar jy gaan vra vir hulp nie. By mense huis is dit maar net meerendeels, ek meen vir my is dit 'n bietjie anders, dit is nou net ek en my vrou wat by die huis is. Kinders is al groot en uit die huis uit. Maar dit is een van die goeders wat belangrik is daar, of jy dit nou op jou eie doen of as jy nou saam doen, of sy nou op haar eie doen. Sonder huisgodsdienst is dit gaan jou huis nie aan mekaar bly nie. Jy gaan ernstig gaan jy 'n stryd hê wat jy daar moet wees nie, of deur die struikelblokke kom nie. So dis basies 'n fondasie vir jou huis, dis 'n fondasie vir die mense in die huis. Ek kan amper dit sê, ons het amper die basis van fondasie met, ek wil sê huisgodsdienst nie, maar met gebed voordat die dag aangaan, of gebed met dinge wat groot is, voordat ons aangaan. Sit in die bakkie. Hy op 'n stadium moes hy my kom oplaai by die huis, daar was nie ryding gewees nie, en voor ons nou verder ry, eers gou gebid, dan kan ons verder ry. Maar dit is deel daarvan, dit is hoe dit moet wees. En dis wat so wonderlik is van ons God, ons kan enige tyd, enige plek. Enige tyd. Ek dink selfs met die godsdienst, weet, ek wat nou 'n bietjie kleiner kinders het, weet, 'n mens moet daai fondasie daar sit, en weer eens kom terug na die voorbeeld toe, jy moet daai voorbeeld wees vir jou kinders. En weer eens, dis baie keer makliker gesê as gedaan, weet, dan kom laat by die huis, hy's besig, weet, die en doen dit, meisiekinders is al 'n bietjie groter, en weet, daar's altyd iets wat verdeeldheid bring, maar as hy nie daadwerklik sê, weet, soos Engels sê, time out, kom hier, ons maak tyd, daai tyd elke aand is godsdiensttyd. As daar nou 'n noodgeval is, dan gaan die gesin aan sonder 'n mens, weet, en die vyand weet ook wanneer hy jou kan besig hou, maar dis belangrik om tyd te maak om saam as 'n gesin die Here te dien. Weet, mens moet daai voorbeeld wees van mens glo en vertrou dat dit wat jy afsaai op jou kinders, hulle in hulle lewe sal doen. Weet of ons nog daai tyd hier gaan wees nie, hoop nie so nie. Maar weet, as 'n ou dit op jou kinders afdoen, kinders onthou, weet jy wat, maar in ons huis ons altyd huisgodsdienst gedoen, weet. Want daai klas is. So om die fondasie van die gesin sterk te hou, is godsdienst baie belangrik, soos wat jy sê, gebed. Moet ons nog kerk toe gaan, as ons nou al hierdie dinge doen by die huis? Ja, as 'n mens kyk wat die Here gedoen het, die Here se gewoonte was om op 'n Sabbat in die sinagoge te wees, en hy het gekom om vir ons 'n voorbeeld te wees, weet. En weer eens, baie mense waterkerk af, baie mense sê, weet jy wat, maar ek dien die Here, onthou, die kerk is net 'n gebou, maar is om saam te sing met sy mense, en sy mense van dieselfde geloof, en dieselfde dinge te hê. Dis waar die verskil in kom. So, ja. Terug by die werk, ons Adventiste glo Sabbat rus ons werk nie, ons gaan kerk toe, ons spandeer tyd saam met medegelowiges, ons dien en eer die Here op daai dag, meer as ander dae, want ons moet hom heeldag dien, elke dag. Nou sit jy in die kerk, of jy hou jou Sabbat, jy is rustig, hier is 'n noodgeval.
jy kan nie opstaan, jy kan nie eintlik net bly sit en sê, maar ek kan dit nie doen nie, want Ons sal môre kom. werk nie. Ja, ek sal môre kom. Nou slank, kry iemand om die pasiënte stabiliseer, ek is môre daar. So, daar is sekere beroepe wat 'n mens sal moet doen, wat 'n mens doen, wat jou uit jou sabbatsrus uit kan hou. Kyk, ek dink 'n groot ding weet is, soos ons net ook gesê het, ons vra nie vir enige fonds of geld vir dit wat ons doen nie. Ons is 'n nie-winsgewende organisasie, ons doen dit vir die liefde van dit, ons stuur niemand 'n rekening nie, ons sien jou, ons help jou en dan verdwyn ons weer. Ja. En ja, mediese beroep is nou maar een van daai dinge, mense en 'n persoon wat in nood is, kan nie wag nie, weet. Ons weet dit almal, ons verstaan dit almal, en dit, ons sien dit as 'n voorreg, weet, soos hy net gesê het, Jan het gesê het, soos die barmhartige Samaritaan. Jy kan nie net verbyloop en aangaan nie, weet, dis iemand se pa, dis iemand se kind, dis iemand se geliefde, wat hulp nodig het, van watter aard ook al. Nie alles is altyd sleg nie, baie het 'n goeie uitkoms, baie het 'n gelukkige uitkoms, weet. Maar omdat julle daar was en kon help, Ja, weet dit Verander die goeie situasie. uitkoms gehad, ja. Soos ek sê, soos ek net gesê het, ons is net instrumente in die Here se hande, en die Here bring mense op mense se paaie, Ja. weet, bring jy oor mense, partykeer sal jy mense hê wat jy miskien agterna nog weer kontak het, weet, ernstige gevalle en dit klink nou snaaks, maar interessante gevalle, probeer ons maar 'n bietjie opvolg en uitvind, weet, wat was die uiteinde van die saak gewees. Maar ja, om uit te gaan en mense te help op 'n Sabbatdag, ek dink dis wat die Here van 'n mens verwag. Dis 'n beroep wat nie almal kan doen nie. Ons het 'n persoon in ons omgewing wat baie gereed is om uit te gaan, maar as hy bloed sien, dan kap hy om. En dan het ons nader aan 2 ambulanse om hom ook te help, weet. Ja. So elke uit maar sy ding, sy beroep, sy dinge, maar dis vir ons 'n voorreg om mense te kan help, of dit nou enige dag van die week is, en of dit op 'n Sabbat is. Ek dink Sabbat miskien dalk net so 'n bietjie meer spesiaal. Ja. Nou, noem hulle barmhartige Samaritanus, 'n paar keer wat ons nou al daarvan gepraat het vanaand, noem hulle superhelde sonder mantels, maar my gaste vanaand, John en Jan van Kilo Delta on Call, wat so 'n belangrike werk doen om mense se lewens te probeer red, mense te help in 'n situasie waar hulle in nood verkeer. En dan moet hulle nog man wees, Christen man wees, 'n dader van die woord wees. Moeilike rolle om partykeer te vertolk, maar ons waardeer dit wat julle vir ons gemeenskappe doen. Dankie. Baie dankie vir julle tyd om vanaand hier te kan saam met my gesels. Lekker. En Here seën julle in julle baie belangrike werk wat julle doen. Baie dankie. Ja, Baie dankie. hou ons in julle gebede, bid vir Ons ons, Here ons krag gee, Ja. en dankie vir die geleentheid. Baie dankie. Waardeer dit.